Ons doen die 45ste voorlesing uit die boek Openbaring en ons lees weer Openbaring hoofstuk 10 vir die laaste keer. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdal, bekleed met 'n wolk, en 'n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad, en hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land. En hy het met 'n groot stem uitgeroep, soos 'n leeu wat brul. En toe hy uitgeroep het, het die 7 donderslae hulle stemme laat hoor. En toe die 7 donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel vir my hoor sê, verseël wat die 7 donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie. En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het sy hand na die hemel opgehef. En hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het, en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Maar in die dae van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte die profete. En die stem wat ek uit die hemel gehoor het weer tot my gespreek en gesê, gaan neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan. En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op, en in my mond was dit soet soos heuning, maar toe ek dit geëet het my maag bitter geword. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. Ons het reeds in hoofstuk 10 die boodskapper en sy boodskap behandel, en nou in vers 8 tot en met vers 11 word die boekie vir ons beskrywe. In die 3de jaar van koning Kores se regering het 'n besending engele uit die hemel aan Daniël verskyn, in Daniël 10 vers 1. Dit is hier waar die engel wat met Daniël in gesprek was, iets gekommunikeer het van 'n geheime boek in die hemel. Dit is 'n geheime boek, nie omdat ons nie weet of omdat ons nie meer van sy bestaan weet nie, maar die geheim is reeds uit. Dit is eerder 'n boek vol van die geheimenisse van die toekoms. Hierdie boek word ook die boek van die waarheid genoem, Daniël 10 vers 21. In hierdie boek het God die toekoms laat opteken, Daniël 10 vers 14. So hier en daar is aan Daniël voorgehou uit hierdie boek, maar toe hy meer inligting wou bekom, is dit hom geweier. Dit is hierdie boek wat dan uiteindelik verseël is met 7 seels. Dit is hierdie einste boek wat in die hande van die lam geplaas is om die 7 seels een vir een oop te breek. Kyk, die sterk engel wat in Openbaring 5 gevra het, wie waardig is om die boek te neem en sy seels oop te maak, staan nou met 'n geopende boekie in die hand. Die 7 seels is nou gebreek. Die sluier oor die toekoms is nou gelig. 'n vreemde opdrag word nou aan Johannes gegee. Dit is om die boekie uit die hand van die sterk engel te neem, wat nie vreemd is nie, maar dan word hy ook gesê om die boekie te eet. Dit is vreemd, maar tog ook nie uniek nie. Om die woord van God te eet verwys na vreugde en blydskap, Jeremia 15 vers 16. So het Esegiel die opdrag ontvang om ook 'n boek te eet, Esegiel 2 vers 10, wat hy wel gedoen het. Die smaak van die boek was so soet soos heuning, soos God se woord ook is, Esegiel 3 vers 3 en Psalm 119 vers 103. God se woord is vreugde en blydskap.
Johannes het die boekie geëet en dieselfde ervaar. Dit was ook soet soos heuning, sy maag het egter nie die vreugde gedeel nie. Die boekie het bitter geword in sy maag. Om te verstaan wat hierdie soet en bitter beteken, moet ons teruggaan na Daniël toe. Toe die besendingengele uit die hemel Daniël ontmoet het hulle reeds iets verklap rondom die inhoud van hierdie geheime boek van die hemel. Dit is dat die inhoud daarvan waarheid is, maar ook groot swaarigheid is. Daniël 10 vers 1. Dit is in die een asem soet soos heuning, maar in dieselfde asem so bitter soos gal. Die waarheid is soet, Jesus Christus se koninkryk is op hande, die einde van alle menslike regerings en heerskapye is bykans verby. Die waarheid van God se heerskappy vul ons harte met vreugde en blydskap. Dit is soet dat dit net 3,5 jaar sal wees, dan vind Jesus se wederkoms plaas, wel op hierdie stadium in Openbaring 10. Maar dit is bitter aangesien daar erge verdrukking in die laaste 3 jaar voor Jesus se wederkoms sal wees. Die groot verdrukking intensifiseer na die einde toe. Die einde is in sig. Hoe wonderlik om Jesus op die wolke te sien kom, maar hoe verskriklik sal die aanloop nie wees nie. Nou is dit egter die einde. Net die blaas van die 7 basuine bly, of die 7de basuin bly oor. Maar hoe verskriklik sal die laaste 7 pla nie wees nie, Openbaring 15 tot 16. Johannes is aangesê om hierdie woorde nie te verseël nie, maar om te profeteer oor baie volke, nasies, tale en konings. Dit is om hierdie rede dat Psalm 2 vers 10 tot 12 sê, wees dan nou verstandig ook konings, en laat julle waarsku oor regters van die aarde, dien die Here met vrees en juig met bewing, kus die seun dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. As die Here wil, sal ons volgende keer voortgaan en dan lees uit Openbaring hoofstuk 11. Ons doen die 46ste voorlesing in die boek Openbaring en ons lees Openbaring 11. En 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee. En hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. En ek sal aan my 2 getuies gee dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Hulle is die 2 olyfbome en die 2 kandelaars wat voor die God van die aarde staan. En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande. En as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie. En hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plaae, so dikwels as hulle wil. En wanneer hulle getuienis volëindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook onze Here gekruisig is. En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke 3,5 dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die 2 profete die bewoners van die aarde gepynig het. En na die 3,5 dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan en hulle het op hulle voete gaan staan en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen,
en hulle het opgevaar na die hemel in die wolk en hul vyande het hulle aanskou. En in die uur het daar 'n groot aardbewing gekom en 1/10 van die stad het geval en 7000 mense het in die aardbewing omgekom en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring. Die tweede wee het verbygegaan, kyk die derde kom gou. En die 7de engel het geblaas en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê, ons dank U, Here God Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U groot mag aangeneem en as koning geheers het. En die nasies was vertorend en U toren het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan U diensknegte die profete en aan al die heiliges en aan die wat U naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. En die tempel van God het in die hemel oopgegaan en sy verbondsark is in sy tempel gesien en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot haal. Openbaring hoofstuk 11 word ook natuurliker gewys in 3 dele verdeel. Daar word gepraat van Israel wat geëvalueer word, die 2 getuies en dan die blaas van die 7de bassein. Ons gaan by hierdie geleentheid die blaas van die 7de bassein wat eintlik aan die einde van die hoofstuk voorkom hanteer en dan sal ons terugkeer na Israel wat geëvalueer word en ook om die 2 getuies te bespreek. Ons het reeds vir mekaar gesê dat Openbaring 6 tot 18 die volvoering is van God se plan met Israel. Dit is die 70ste week van Daniël, die tyd van Jakob se benoudheid. Dit is die baie belangrike vraag in Romeine 11 vers 1 wat beantwoord moet word. Het God Israel verstoot? Dan die antwoord, nee, stellig nie. God het 'n plan met sy uitverkore volk. Hy sal hulle terugroep tot bekering sodat hulle vir hom 'n volk sal wees en hy vir hulle 'n God, Sagaria 8 vers 8. Al blyk dit dat die pottebakkersklei misluk het, hy sal weer daaruit 'n voorwerp tot sy eer en verheerliking maak, Jeremia 18 vers 9. Hy laat vaar nie die werke van sy hande nie. Dit bring ons tot die diepe indruk dat God die goeie werk wat hy in ons begin het, sal voleindig, Filippense 1 vers 6. Hy sal klaarmaak waarmee hy begin het. Hy sal ons nooit opgee as 'n bad job nie. Hy sal ons skuur en skaaf en hy sal aan ons werk totdat ons 'n lieflike geur vir hom is, 'n welgevallige offer. Hy het ons nie as wese agtergelaat nie, maar sal ons ook opbou deur sy gees om 'n voorwerp te wees wat hom behaag en geestelik volwasse kan wees. Openbaring 11 val die evaluasie van God op die kinders van Israel dan, om vir ons te wys dat God nie sy volk vergeet het nie. Nou in die tye van die nasies, soos Lukas 21 vers 24 sê, lyk dit so, maar sy beloftes bly staan dat hy hulle sal genees. Hy het dit reeds so beskik dat Israel versamel word onder al die nasies. Op 31 Mei 1948 het hulle politieke onafhanklikheid verkry. Daar is egter nog 'n geestelike herstel nodig. Die skille van hulle oë sal moet afval en die sluier sal weggeneem moet word om hulle Messias raak te sien. Dit is presies wat in die groot verdrukking sal plaasvind. Israel word nou hier in Openbaring 11 onder die vergrootglas geplaas en God evalueer hulle. Ons sien in Openbaring 11 vers 15 tot 19 die blaas van die 7de bassein.
Openbaring 10 vers 7 het reeds geleer dat die blaas van die laaste bassein die einde van alles aankondig, dat alles dan tot 'n einde sal kom. Ons vind dieselfde gedagte dat die einde aangekondig word in vers 15 van Openbaring 11. Hoewel die anti-Christ regering teen hierdie tyd nog nie vernietig is nie, is hierdie reeds die aankondiging, 'n vooruitskouing. Die 7de bassein bring 7 skale na vore wat die 7 laaste pla is en word eers in hoofstukke 15 en 16 van Openbaring hanteer. Met Israel se herstel as volk van God en die aanvaarding van hulle Messias, bring dit die koningskap van Jesus na vore. So profeteer Sagaria dat die vrederyk van die Messias sal aanbreek in Sagaria 10. Vers 15 leer dat dit die uiteinde van alles sal wees, dat Jesus Israel se koning op die troon van Dawid sal wees, Matteus 25 vers 31. Die aanbidding in vers 16 verbaas ons glad nie. So 'n getroue God wat Israel nie verstoot het nie, sal sy plan met hulle bereik. Die ouderlinge val daarom voor die troon van God op hulle aangesigte en aanbid hom vir sy roemryke dade. Kyk na hulle dankgebed in vers 17. Die wêreld lê in die mag van die bose, 1 Johannes 5 vers 19, maar die dag kom wanneer Jesus op die koninklike troon sal sit en finale mag oorneem. Dit is 'n blye vooruitsig vir elke kind van God. Die nasies is egter nie bly oor hierdie waarheid nie, want Jesus se heerskappy beteken die einde van menslike mag en heerskappy. Demokrasie, waar die mens oor homself heers, word vervang met teokrasie, waar God oor die mens sal heers. Later vind ons in Openbaring dat hulle kans kry om hulle tot God te bekeer, maar hulle vloek eerder ten hemele. Die nasies wil nie onder die heerskappy van God staan nie, Psalm 2 vers 3. Wat die nasies egter nie moet vergeet nie, is dat die 7de bassein sal blaas. Dit kondig die afrekeningsoomblik aan, die oordeel vir die ongeredde en die loon vir die geredde. Dan in vers 19 sien Johannes die tempel van God in die hemele en sy verbondsark. Die hoofstuk begin met die tempel op aarde en eindig met die tempel in die hemel. Hierdie beeld is 'n bewys dat God nie sy verbond met Israel vergeet het nie. Die verbondsark is die ark wat spreek van God se ewige verbond met Abraham. Deur sy nageslag sal die aarde geseën word. Die seën is in die seun wat gebore is, wat sy bloed op die hemelse versoendeksel gesprinkel het, Hebreërs 9 vers 12, vers 24 tot 27. Ons weet dat weerligte stemme, donderslaan, aardbewings en groot haal tekens is van God wat opstaan om te oordeel. Dit is alles wat vanaf vers 15 tot vers 19 gebeur. Ons is besig met die 47ste voorlesing uit die boek Openbaring en ons lees Openbaring 11 net vers 1 en 2. En 'n riet soos 'n stok is aan my gegee en die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. Vers 1 leer ons dat 3 dinge gemeet moet word: die tempel, die altaar en die wat daarin aanbid. Die tempel het natuurlik uit 3 dele bestaan: die voorhof waar die heidene kon beweeg, die heiligdom waar die priesters gearbei het en die allerheiligste waar die hoëpriester net eenmal 'n jaar kon inbeweeg. Wanneer ons hier lees dat die tempel, altaar en aanbidders gemeet moet word, is dit 'n beeld van God se evaluasie. Hierdie beeld word reeds in die Ou Testament gesien toe Esegiel en Sagaria afsonderlik 'n man gesien het met 'n meetroede of meetsnoer in die hand en opgeweeg om Jerusalem en die tempel te meet. Esegiel 40 vers 3 en Sagaria 2 vers 1. Dit is soos Amos die Here gesien het met 'n skietlood in die hand om te kyk
of die mure reguit gebou is, Amos 7 vers 7 en 8. Dit is soos die weegskaal, toe Belsassar geweeg is en te lig bevind is, Daniël 5 vers 27. Ja, God toets die mens en evalueer ons lewens. Met die blote oog mag dit lyk of alles in ons lewe reg is. Maar wat sal die uitslag wees as God die skietlood laat hang? Hoe swaar sal ons lewe weeg as God ons op die weegskaal plaas? Is ons miskien 'n myl wyd, maar net 'n duim diep? As die meetroede van God oor ons lewe val, hoe sal dit daar uitsien? Psalm 11 vers 4. Die Here is in sy heilige paleis. Die troon van die Here is in die hemel. Sy oë sien, sy ooggloede toets die mense kinders. Die 3 dinge wat gemeet moet word, wys alles op hulle verhouding met God. Die tempel wys na hulle godsdiens, die altaar na hulle offers, die aanbidders wys na hulle hart. Tog wys dit alles op hulle verhouding met God. Die tempel. Die eerste wat ons moet opmerk, is die feit dat daar weer 'n tempel sal wees. Soos dit vandag is daar nie 'n tempel in Jerusalem nie. Dit is vir ons algemene kennis dat die Dome of the Rock in die noorde en die Al-Aqsa moskee in die suide staan, in die plek waar die tempel van die Here gestaan het. Die tempel is afgebreek in 70 na Christus, toe Titus die generaal en later keiser van Rome Jerusalem beleer, binnengeval en verwoes het. Vir nagenoeg 2000 jaar is daar geen tempel in Jerusalem nie. Die tempel was juist die plek waar hulle offers gebring het en hulle godsdiens bedryf het. Dit is alles vernietig. Salomo het aanvanklik die tempel gebou wat toe deur Nebukadneser verwoes is. Die sogenoemde Hedoriaanse tempel is later weer na die ballingskap gebou, wat dan deur Rome platgevee is. Jesus het dit voorspel, toe sy disippels hom die geboue van die tempel gewys het hy gesê dat daar nie een klip op die ander gelaat sal word nie, Matteus 24 vers 2. Die Bybel leer egter dat daar 'n derde tempel gebou sal word. Daniël leer dat die anti-kris met die aanvang van die groot verdrukking 'n 7-jarige verbond met Israel sal sluit, maar dan in die helfte van hierdie tydperk die verbond sal verbreek, Daniël 9 vers 27. Hy gaan dit doen deur die slagoffer en spysoffer af te skaf. Dit is tog alleen moontlik as daar in die eerste plek 'n tempel is, waar Israel hulle offers kan bring. Jesus het na Daniël 9 vers 27 verwys toe hy gesê het dat die anti-kris in die heiligdom sal staan, Matteus 24 vers 15. Dit is tog alleen moontlik as daar 'n tempel is. Paulus het gesê, die anti-kris sal homself verhef bo al wat God genoem word, wanneer hy in die tempel van God sal sit en voorgee dat hy God is. Hierdie en baie meer tekste voorspel dat die tempel herbou sal word. Dit was tydens die 6-dag oorlog dat Israel op 7 Junie 1967 die grondgebied van die tempelterrein teruggekry het uit moslemhande. Terwyl hulle in 1948 reeds polities herstel is tot onafhanklikheid, is hulle godsdienstig nog slawe van die 2 moskees wat op hulle tempelgrond staan. Daar is egter vandag organisasies soos die Temple Institute wat werk om die tempel herbou te kry. Dit is nie meer 'n geheim nie, alles is reg vir die bou van die tempel, die materiaal is gereed, die voorwerpe, die kleredrag vir die priesters en selfs die gesogte offerbeeste word reeds geteel vir offers. Die herbou van die tempel maak ons as kinders van die Here bly, aangesien ons weet dat die tyd vir Jesus se wederkoms naby is. Na die ander kant toe maak dit ons bitter, jammer om te sien dat Israel tot vandag toe die weg wat Jesus Christus deur sy liggaam berei het, verwerp. Die voorhangsel tussen die heiligdom en die allerheiligste het geskeur van bo na onder. Dit was iets sigbaar om Israel te toon dat Jesus Christus
deur sy dood die middelmuur van skeiding weggeneem het, Efesiërs 2 vers 4, en nou leer God se woord, Hebreërs 10 vers 19 tot 20, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus op die nuwe lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. So sê Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Met spyt moet ons vandag sê dat Israel nog verblind is, en dat hulle nie toegang tot God die Vader het nie, omdat hulle nie die Seun het nie. Hulle gebede word weggebons deur die klaagmuur en verdwyn in die niet. Hulle word gemeet en geweeg en gevind sonder die Seun, en daarom het hulle ook nie die lewe nie. 1 Johannes 5 vers 12. Maar die altaar word ook gemeet. Die altaar is die plek waar die offers gebring is. Dit was hier by die altaar dat hulle waarlik hulle afvalligheid getoon het. Hulle het offers aan God gebring in die eerste plek terwyl hulle harte ver van God was, Jesaja 29 vers 13. Dan in die tweede plek het hulle lam en siek diere vir God gebring, Maleagi 1 vers 8. Dit was hieroor dat God hulle oorgegee het in die hande van hulle vyande. Die altaar moes die plek wees waar hulle aan God offer om hulle geloof in hom te toon. Dit was net die uiterlike ritueel om te wys dat hulle innerlik hulle self op hom verlaat. Hulle sieklike offers het eintlik die kondisie van hulle hart verklap. Jesaja 1 vers 11, wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê die Here. Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers, en ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. Maleagi 1 vers 10, ag, was daar maar iemand onder julle wat die deure wou sluit, sodat julle nie te vergeefs vuur op my altaar kan aansteek nie. Vir ons as Christene is dit weer uiters tragies om te sien dat die meetstok ingelê word om die altaar te meet, want dit leer ons dat Israel die offer van Jesus aan die kruis verwerp het. Ja, Jesus het na sy eie mense gekom en hulle het hom nie aangeneem nie. Johannes 1 vers 11. Dit is hulle wat uitgeroep het, kruisig hom. Johannes 19 vers 15. As hulle maar net kon insien dat Jesus se bloedoffer al hulle sondes kan wegwas, Efesiërs 1 vers 7. Hebreërs 10 vers 4 sê, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Maar dan word die aanbidders ook gemeet, die Israeliete. Israel se hart is nie besny nie, die evaluasie loop uit op die gevolg dat Jerusalem geestelik Sodom en Egipte genoem word, Openbaring 11 vers 8. Sodom verwys na Israel se losbandige lewe en die gruwelikste sondes waarin hulle lewe. Egipte verwys na die slawerny waarin Israel verkeer het. Hulle is slawe van die sonde omdat hulle nie die bloed van Jesus het om hulle te reinig nie. Hulle is verder nog slawe, nie net van hulle eie sonde nie, maar vasgevang in die kake van die dood, omdat hulle hom wat mag het oor die dood verwerp, Hebreërs 2 vers 14. Israel is nog in geestelike duisternis, hulle is nog by hulle diereoffers. Stefanus som die probleem vir ons op wanneer hy met die Israeliete praat, in Handelinge 7 vers 51, julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. Die onderskeid tussen Israel en heidene word duidelik in hierdie gedeelte gemaak. Die opdrag is spesifiek. Johannes moet nie die voorhof buitekant die tempel meet nie. Dit is hierdie gedeelte waar die heidene ook kon beweeg. Dit is waar die toeriste ook kan kyk, hoe lyk die tempel, maar hulle kon nie deel aan die religieuse meelewing van die tempelgodsdienst nie. Die heiden sal eerder dit wat rein is verontreinig. Hulle sal die stad, die heilige stad, vir 42 maande vertrap.
Dit is verontreiniging. Die heidene moet nie gemeet word nie. Die tye van die nasies het tot 'n einde gekom. God het sy plan met Israel weer opgeneem op hierdie stadium in die boek Openbaring. Vir ongeveer 2000 jaar het God sy aandag na die nasies gedraai om die evangelie te vat na elke stam, volk, taal en nasie. Die nasies vertrap die tempel, die nasies is bly oor die dood van die getuies, die nasies is vertorend oor God se koninkryk. Ons sal verder gaan by volgende geleentheid om ook die twee getuies te hanteer. Ons doen die 48ste voorlesing in die boek Openbaring en ons lees nog vir 'n laaste keer Openbaring hoofstuk 11, maar ons lees net vanaf vers 3. En ek sal aan my twee getuies gee dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan. En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande. En as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie. En hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plaae so dikwels as hulle wil. En wanneer hulle getuienis volëindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook onse Here gekruisig is. En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke 3,5 dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die twee profete die bewoners van die aarde gepynig het. En na die 3,5 dag het 'n gees van lewe uit God in hulle ingegaan en hulle het op hulle voete gaan staan en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen, en hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hulle vyande het hulle aanskou. En in die uur het daar 'n groot aardbewing gekom, en 1/10 van die stad het geval, en 7000 mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword, en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring. Die tweede wee het verbygegaan, kyk, die derde kom gou. Vers 3 tot 13 leer ons van die twee getuies. Het God dan geen plan om sy volk, hulle wat in duisternis en slawerny sit, te red nie? Ja, God stuur twee getuies. Vers 3 leer ons wat hulle taak is. Hulle gaan optree in die strate van Jerusalem, maar dit is duidelik uit die teks dat hulle boodskap wêreldwyd gehoor sal word. Die teks gebruik twee woorde om hulle taak te beskryf, naamlik getuies en profeteer. Hulle sal preek en getuig van die een wat hulle gestuur het. Hulle sal hulle mond wyd oopmaak en luidkeels uitroep dat Jesus die Messias is. Hulle sal teen die dooie vormgodsdiens van Israel preek. Hulle sal Israel daarop wys dat elke bul en bees wat geslag is na Jesus verwys. Elke lam wat op die altaar geslag word, wys na die lam van God. Hulle prediking sal Christosentries wees, dat Jesus die redder en verlosser is. Ek word aangegryp deur hulle taak, aangesien daar vandag baie dinge van kansels verkondig word, behalwe Christus. Sommige preek samesoringsteorieë met baie verdagte inligting wat mense op sleeptou neem en selfs gek maak. Ander verkondig boodskap om jou te help om tog net 'n beter lewe te hê. Dat Jesus maar net 'n middel tot doel is om jou 'n beter lewe te gee. Hy moet jou tog net deur al jou storms help. Predikante word life coaches, ander word motiveringspredikers.
en so los hulle die gemeente in duisternis. Die getuies se boodskap sal egter wees soos die van Jona toe hy gepreek het, nog 40 dae dan word Ninive verwoes. Jona 3 vers 4. Hierdie getuies sal preek nog 1260 dae, dan kom Armageddon. Nog 42 maande, dan sal die antichrist vernietig word. Nog 3,5 jaar, dan sal hulle Jesus sien wat hulle deursteek het. Dit sal min of meer hulle boodskap wees. Hulle kleredrag word ook in vers 3 vir ons geleer. 'n Mens weet iets van mense as jy na hulle kleredrag kyk. 2 getuies is met sakke bekleed. Dit wys dat hulle boodskap en sombere boodskap is. Dit spreek van die komende oordeel wat op hande is. Die wêreld sal nie van hulle boodskap hou nie. Dit sal weersin in mense se harte wek. Daarom sal die wêreld hulle wil doodmaak, vers 5. Hulle kleredrag verklap iets van hulle en juis hulle boodskap. God wil hê ons moet iets daaromtrent verstaan. Waarom sal Johannes die Doper se kleredrag van kameelhare vir ons belangrik wees? Waarom sal die 2 getuies se sakkedrag enige waarde inhou? Want dit vertel ons dat hulle in rougewaad bekleed is oor die sonde van Israel. Hulle boodskap is daarom een van bekering om te breek met sonde. Dit word ook gesien in wie hulle is. Vers 4 leer ons hulle doel. Hulle is 2 olyfbome en 2 kandelaars. Hier kan ons nie ons eie afleidings maak nie, maar moet dat die Bybel homself verklaar. In Sagaria 4 vers 1 tot 14 lees ons ook van 2 olyfbome en 2 kandelaars. Hier vind ons Serubabel, die goewerneur, en Joshua, die hoëpriester. Hulle het 'n taak gehad om Israel weer terug te bring na God toe, na die ballingskap, op politieke en geestelike gebied. So sal die 2 getuies van Openbaring dieselfde modus operandi hê, om Israel se hart terug te bring na God. Kyk, hulle mag word in vers 5 en 6 beskryf. Daar is vuur in hulle mond. Dit mag wees dat dit beteken dat hulle onweerlegbaar is, dat niemand die vermoë het om hulle te spreek nie. Maar ons sien tog dat daar iets van pyniging in is, dat hierdie 2 getuies die mag het om deur die spreek van woorde mense te dood. Mense met vuur wat uit hulle monde uitgaan. Die 2 getuies het ook die mag in hulle mond om die bewoners van die aarde te pynig. Dit sal hoofsaaklik wees om die hemel toe te sluit dat dit nie reën nie en pla oor die mensdom te bring. Hulle pynig die bewoners van die aarde deur woorde te spreek dat dit nie moet reën nie. Dan gebeur dit ook so. Hulle spreek dat pla moet kom, dan gaan dit in vervulling. Uiteindelik sien ons in vers 7 tot 10 hulle dood. Ons lees dat wanneer hulle taak afgehandel is, dat die antichrist homself die 2 getuies sal doodmaak, of laat doodmaak. Hulle lyke sal dan vir 3,5 dag in die straat van Jerusalem lê, en niemand sal iets doen om hulle te begrawe nie. Inteendeel, die bewoners van die aarde sal bly wees oor dit, en hulle verheug en 'n tipe onheilige Kersfees hou, soos Dominee Henny Prinsloo dit uitdruk. Hulle sal aan mekaar geskenke stuur as hierdie doring in hulle vlees uiteindelik dood is. Hulle was net 'n kopseer vir hulle almal se lewe. Die teks beskryf ook egter vir ons in vers 11 en 12 hulle opstanding. Ons vind egter dat lewe weer in hulle terugkeer, dat God hulle uit die dood sal opwek met die krag van die Heilige Gees, die opstandingskrag. Romeine 8 vers 11 kom op hierheen word gebruik. Dieselfde woorde wat Johannes gehoor het in Openbaring 4. Daarom dat ons sê hierdie woorde is 'n beeld van die stem wat gehoor sal word met die wegraping van die bruid. Maar kom ons kyk net vir 'n oomblik na hulle identiteit. Wie is hulle? Sommige meen dat dit Henog en Elia is, maar hier is 'n paar redes waarom ek glo dit is Moses en Elia. Eerstens, hierdie 2
het net voor Jesus se kruisiging ook verskyn op die berg van verheerliking. Dit is hier waar Petrus vir Moses en Elia ook elkeen 'n hut wou maak, Matteus 17 vers 3. Moses en Elia is twee mense wat iets verteenwoordig. Moses verteenwoordig die wet en Elia die profete. Derdens, Maleagi het wel voorspel dat Elia weer sal kom, Maleagi 4 vers 5 en 6. Daar is verder twee dinge wat die teks hier voorspel, wat die twee getuies sal doen. Hulle sal kan bid dat dit nie vir 3,5 jaar reën nie. Dit is presies wat Elia alreeds gedoen het, Jakobus 5 vers 17. Hulle gaan ook pla oor die mense kan bring. Dit is waarin Moses instrumenteel was in Egipte. Dan weet ons ook dat Elia lewend na die hemel binnengegaan is, of binnengeneem is, en dan oor Moses is daar ook onsekerheid, want Moses se liggaam is nie gevind nie. In die boek Judas leer ons dat die duiwel en Michael in woordewisseling was oor die liggaam van Moses. Maar dan vers 13, wat is die gevolg? Die oomblik met hulle opstanding uit die dood, het daar 'n aardbewing gekom en 1/10 van die stad tuimel in mekaar en 7000 mense verloor hulle lewens. Dan is daar iets wat besonders is, dat sommige bevrees geword het en die God van die hemel verheerlik het. U sien, daar is iets wat in die harte van Israel begin gebeur. Terwyl die nasies dan nog vertorend teenoor God staan, soos in vers 18 geleer word, is daar tog iets wat in die inwoners van Jerusalem gebeur. Dit is die goeie vrug op hulle bediening, dat die geestelike ontwaking van Israel plaasvind. Miskien het baie hulle boodskap verwerp, maar soos die hoofman oor 100, toe hy sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik. Israel se oë sal oopgaan.